So het jy al gewonder, wat het jou ma se kook en geniet te doen met jou gene? En daai gunsteling koekresep, wat al so baie gebak is, dat die merke van die bestanddele nou al daar op die bladsy ingeprent is, wat het dit te doen met borskanker? Wel, soos ek in die eerste video verduidelik het elke sel 'n kern in sy binnekant. En in daardie kern is die DNA opgesluit. En dit word opgesluit in 23 stelle gene, waarvan jy een van jou ma en een van jou pa elk gekry het. Dink 'n bietjie aan dit soos 'n groot biblioteek wat vol boeke is. Elkeen van hierdie gene is 'n afdeling. En ja, daar is 'n seksafdeling ook in hierdie biblioteek, waar die X en die Y-kromosoom is. Binne elkeen van hierdie kromosome, of elkeen van die afdelings, is daar 'n klomp boeke, en in hierdie boeke is daar 'n klomp resepte geskryf. Nou, die DNA in die kromosome is opgewen in 'n baie fyn spiraal, maar daardie spiraal bestaan basies uit 2 stringe van proteïene, wat baie spesifiek 'n frekwensie het van aminosure of klein molekules, wat in 'n spesifieke volgorde is. En wanneer jou liggaam nodig het om 'n resep te bak, om 'n nuwe proteïen te maak, dan gaan haal hy daardie resepteboek uit, hy maak hom oop, hy vind die spesifieke resep, wat ons in hierdie geval die geen noem, en dan maak hy 'n kopie daarvan, of hy skryf stappie vir stappie, skryf hy daardie resep oor, om dan 'n proteïen te maak. Dan bêre hy weer die resepteboek terug binne in sy biblioteek, en so sit ons nou, hierdie proteïene is 'n paar duisende in lengte. Maar dit is die goed wat die werk moet doen in jou lyf. Dit is die goed wat hormone bou en so aan. Wanneer daar 'n fout in die resepteboek sou wees, dan natuurlik gaan een van daai stappies wat die proteïen moet maak, gaan foutief wees. So kom ons sê hierso is 'n geen, en in plaas van dat al daardie stappies baie mooi netjies reg is daar nou een daarvan wat daar 'n fout inkom. Ons noem dit 'n mutasie. So, dit word veroorsaak deur een of ander insident, goeder soos rook of alkohol of bestraling. En dit maak 'n verandering in daardie DNA, en nou wat gebeur is, nou is daar 'n fout iewers in daardie volgorde. Nou as die proteïen gebou word, dit is skielik 'n verkeerde ding op 'n verkeerde plek, 'n verkeerde bestanddeel. Sekere bestanddele maak nie soveel saak nie, as jy nou miskien die sout uitlos of vervang met suiker, en gaan die koek nog steeds bak, gaan miskien 'n bietjie snaaks proe, maar sekere foute gaan maak dat hy glad nie wil bak nie. Hi julle, vandag het ek 'n spesiale gas hier so by my, vir Chantel Scott. Sy is genetiese beraader. Chantel, wat se ding is 'n genetiese beraader? So ek help basies mense om aan te pas by die genetiese komponente van siektes. Okay, alright. So, sy is 'n genetiese beraader, en soos julle miskien ook kan agterkom, vandag se onderwerp waar ons gesels is oor erflike borskankers of genetiese borskankers. So, gister het ons 'n bietjie gesels oor wat is die risikofaktore vir borskanker, en ek het gesê, elke ding wat jy ekstra bysit, as jy rook en jy is oorgewig en jy gebruik alkohol, dan maak dit jou risiko progressief 'n bietjie meer en 'n bietjie meer en 'n bietjie meer. En ons het gesê genetika of oorerflikheid vir borskanker is eintlik so half ietsie wat 'n bietjie apart staan, maar natuurlik as jy 'n oorerflike risiko het en jy sit die ander risiko's by, dan maak dit jou risiko nog meer. Chantel, as jy nou vir die mense moet vertel in 'n minuut se tyd, wat is genetiese of oorerflike borskanker? So oorerflike borskanker beteken dat jy het iewers in jou genetiese kode, soos wat jy verduidelik het met die resepteboek, daar iewers is daar 'n foutjie, en daai foutjie maak dat jou kanse groter is
om kanker te ontwikkel as iemand wat nie daai foutjie dra nie. En natuurlik as dit in jou genetiese kode is, dan kan jy dit oorerf aan die volgende generasie en dit kom ook van iewers af. So jy het dit heel moontlik geërf van jou voorouers en jou voorouers se voorouers. OK. So baie keer sê die mense vir my, maar hulle het gehoor dat die goeters kan wat sê hulle, dit skiep 'n geslag. So is dit so hoe werk die oorerflikheid van een geslag na 'n volgende een? Hulle praat baie van dit skiep 'n generasie, maar dit is omdat sekere gene word meer uitgedruk afhangende van jou geslag. So die borskankergene byvoorbeeld, as jy 'n man is, kan jy die kankergeen dra, maar dit gaan nie noodwendig uitgedruk word in jou lyf nie, want jy het sekere ander hormone in jou lyf as wat 'n vrou het. Maar as jy 'n vrou is en jy dra die geen, dan gaan hy uitgedruk word. So dit mag dalk die indruk skep dat dit 'n generasie skep, maar eintlik doen dit nie. En ook ons weet van die kankergene dat dit is net een komponent wat vir jou kanker gee. En soos wat jy verduidelik het in jou vorige video, dat daar's 'n reeks goed wat moet gebeur vir jou om kanker te kry. So die genetiese komponent is een ding, maar dan het jy al die omgewingsfaktore wat half 'n rol speel ook, wat op die einde van die dag vir jou kanker gaan gee. OK, wow. Miskien moet ek nou eers 'n bietjie verduidelik. Die storie begin soos baie ander. Daar was eendag 'n mamma en 'n pappa wat baie lief was vir mekaar. Nou, die mamma het 2 kromosome gekry, een van haar ma, een van haar pa, wat al twee 'n spesifieke geen op het. En die pa het ook van sy ma en van sy pa elkeen 'n kromosoom gekry, wat elkeen ook daardie geen op het. Ongelukkig het die mamma een geen geërf wat nie lekker normaal is nie, met ander woorde wat 'n mutasie op het, en 'n ander geen wat normaal was. En die pa het 'n normale geen van beide sy ma en van sy pa gekry, en daarom het hy 2 normale gene. Toe, omdat hulle nou baie lief is vir mekaar, besluit hulle dat hulle gaan kinders hê. En hulle het 3 gesonde babas gehad. So, hier is die 3 babas dan nou. Elke kind het een van die ma se gene geërf, wat op die kromosoom sit, en elke kind het van die pa af 'n kromosoom geërf met sy normale geen. Elke kind het 'n 50-50 kans om die ma se gesonde of foutiewe geen te erf. Daarom, soos in hierdie geval, het kind nommer 2 en kind nommer 3 die foutiewe geen geërf. En kind nommer 1 was gelukkig genoeg om die regte geen te erf. Van pa se kant af natuurlik het daar 2 normale gene gekom. Omdat baba nommer 1 2 normale kopieë van die geen het baba nommer 1 nie 'n risiko vir kanker nie, maar baba nommer 2 en baba nommer 3 het 'n verhoogde risiko om kanker te ontwikkel. So gewoonlik met die meeste van die kankersindrome, het die ouer wat dit dra, het een gesonde geen en een geen wat die foutjie dra. So elke keer wat jy kinders kry, kan die ouer of die gesonde een gee, wat beteken jy het nie 'n verhoogde kans vir kanker nie, of daar's 'n 50% kans dat die ouer vir jou die foutiewe eentjie gee. So as daar oorerflike kanker is en jou ouer dra dit, is daar 'n 50% kans dat jy dit sou geërf het. OK, so elkeen het met 'n 50-50 kans om dit te kan erf, en sal al daai mense wat dan hierdie foutiewe geen gekry het, sal hulle dan almal kanker kry? Ja, jy kry sekere kankergene wat hoë risiko kankergene is, maar selfs die hoë risiko kankergene, weet ons sê, ons omtrent 90% van die vrouens wat die kanker sal kry, maar is al steeds daai handjievol wat dit nie sal kry nie. En dan kry jy ander gene wat hulle sê 'n matige risiko gee, wat nou natuurlik kleiner is. So meer van daai vrouens, al het hulle die geen, sal nie op die einde van die dag kanker kry nie. Want soos ek gesê, dit is 'n kombinasie van goed, dis nie net die geen nie. OK, so watter gene is hoë risiko gene? Die bekendstes is die BRCA1 en die BRCA2. Baie keer sal mense sê BRCA1 of BRCA2, want hulle gee vir jou 'n baie hoë kans vir borskanker as jy dit dra.
Gewoonlik tussen 'n 80 en 90% kans, afhangende van die familiegeskiedenis, en dan ook praat ons baie van die eierstokkanker risiko wat gepaard gaan met dit, en prostaatkanker verwants. So, en dan is daar aan die een wat minder bekend is, en dis die TP53, maar dit is ongelooflik raar, so dit gebeur nie baie nie. Okay. So hoeveel pasiënte wat borskanker kry, is as gevolg van 'n foutiewe geen? As jy kyk na almal wat borskanker kry, is dit omtrent net so 5 tot 10% van hulle wat oorerflike borskanker het. So dis baie klein groepie. So ons hoef nie almal te toets wat borskanker het vir nou skielik vir gene nie. Ons hoef nie almal te toets nie, maar ek weet oorsee die nuwe riglyne sê dat elke liewe persoon wat borskanker het, moet getoets word, want hulle is nou besig om terapie te ontwikkel vir elke tipe geen wat jy het. So hoeveel kos dit om te toets of jy 'n geen het wat borskanker kan veroorsaak? So op hierdie stadium, ons stuur, as jy oorsee se toetsie laat doen, dan gaan dit vir jou so 4.000-5.000 rand uitwerk. So dis baie bekostigbaar op hierdie stadium, maar as jy klaar vir behandeling gaan en ons baie ander onkoste, jy weet 4.000-5.000 rand is baie geld. Okay Chantel, so as jy nou hoor, jy het nou 'n geen, dan wat nou? Dan is jy nou so half geskroef, want jy het nou hierdie tydbom en jy wag net dat dit moet afgaan. So as ons weet dat jy 'n genetiese foutjie dra wat vir jou 'n verhoogde kans het vir kanker, dan is daar sekere goed wat ons kan doen om jou te help. Ons werk dan jou risiko uit, gebaseer op die tipe geen wat jy dra, en dan sal ons sekere goedjies in plek sit om of die kanker baie vroeg op te tel, of om dit te probeer verhoed. Okay. So dit is nie 'n kwessie dat jy nou hoor van iets en dan kan jy eintlik nou niks daaraan doen. Nee, ek dink daar's altyd iets wat mens kan doen, en soos wat ek baie keer vir die vrouens ook sê is, jy is gebore met daai geen, maar as jy nie die toets doen nie, dan weet jy nie daarvan nie, en jy kan nie beheer vat daarvan nie. Maar as jy weet, dan vat jy beheer terug oor jou lyf, en daar's sekere goed wat jy dan kan doen om jou gesond te probeer hou. Okay. So, miskien 'n laaste woord vir die mense daar buite wat kyk, wat jy miskien 'n stukkie persoonlike advies wat jy vir hulle sal wil gee oor die moontlikheid van oorerflike kankers? Ek dink as jy bekommerd is dit belangrik om met jou dokter of met 'n genetiese raadgewer te gaan gesels, want net omdat daar 'n genetiese toets is, beteken nie jy hoef dit te doen nie, en dit is wat ons ook doen. Ons bepaal jou risiko, ons sê vir jou gaan dit van waarde wees, gaan dit nie. Maar ek dink dit is iets om na te kyk, veral as jy 'n sterk familiegeskiedenis het, want jy kan dit vir jouself verhoed, maar ook vir jou kinders en jou kleinkinders. Okay, so 'n genetiese toets is nie net joune nie, dis eintlik jou hele familie se. Net soos wat jou ouma se kook en geniet ook eintlik nie net joune is nie, dis jou hele familie se. Net soos wat daar party mense is wat kies om daai kook en geniet weg te bære en nooit 'n chocoladekoek te bak nie, is dit baie keer beter om te weet wat in daai chocoladekoek resep staan, en as jy sien daar's 'n fout in, om te sien wat kan jy maak om dit dalk reg te stel vir die toekoms. So, dankie dat julle gekyk het na hierdie video. Ek hoop dit het gehelp. Asseblief, soos gewoonlik, as jy kommentaar het, los dit hieronder. As jy wil hê ons moet jou in kennis stel, wat het ek gister gesê, klik die klokkie om 'n notification te kry. En môre gesels ons weer oor 'n nuwe onderwerp. So, lekker aand. Dankie Chantel. Baie dankie.